en trou in alles wat hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in waarheid aanroep. Hy vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hulle hulp geroep hoor hy, en hy verlos hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet. My mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd. Amen. Kom ons begin met liedboek 169, Heilig, Heilig, Heilig. Dankie. Ek was moet staan. Dankie, ek kan die plekke inneem. Ons kyk gou na ons afkortings vir die week. Ons weet nie van verjaardag hierdie week nie. Maar as jy weet vir iemand dat 'n verjaarsdag of 'n spesifieke dag vier soos 'n herdenking, dra asseblief ook ons seën aan hulle oor. Ons gebedslys, ek wil graag ook vra dat ons hierdie gebedslys ook in gedagte sal hou in ons stiltetyd hierdie week. Een wat ek wel wil uitsonder is vir Petrus Bester. Hy is terug by die huis, ek dink hy het donderdag al teruggekom en dit gaan baie beter met hom, maar hy sal seker nog 'n week of wat in die bed bly. Die jeugaand is nog volgende Vrydag aand, die movie aand. Rensha, ek weet nie of julle nou al gekies het wat 'n fliek jy wil kyk nie. Want ek het laas vir 'n fliek gewys, maar is ou mens fliek, so dit gaan nou nie werk nie. Ek weet nie wat kyk al deesdae nie. Maar in elk geval, ek is seker van Dominee Berenice, sy is Woensdag weer terug. Ek is seker sy en die res van die groep sal met julle kommunikeer. Die vleisverkope, ja, daar is nog steeds vleis oor, as jy asseblief vir Jan sal kontak, en ons ook daarin sal ondersteun. Later is dit omtrent wat ons het, né? En ek het ook gesê, ja, Dominee Berenice is Woensdag terug. Ja. Weet jy, Karel, ons het nie besluit wie om vir die blomme te gee nie. Maar ek dink so aan die einde kan julle maar net as die gedagte kry, moet net vir my sê. Ons het laasweek vir hom gegee, maar hierdie keer kan hy ten minste geniet terwyl hy by die huis is. Laasweek is sy vrou, so baie asseblief. Baie dankie. Vanoggend steek ek ook die kers vir ons aan.
En ek wil dit aansteek terwyl ons dink aan almal wat geraak word deur hernieude oorlog wat nou weer van verlede week af begin het. Kom almal wat weer geraak word en kom ons bid vir vrede. As ons toewydingslied, kom ons sing het liedboek, lied 153, O Jesus kom tog nader. Ek kan net so bly sit. Kom ons raak stil. Here, ons is hier saam en ons ervaar U nabyheid. Dankie Here dat ons U ons vriend kan noem en ons koning. Dankie Here vir U genade die afgelope week. Dankie Here dat ten spyte waar ons gegaan het en waar ons gedoen het, dat ons weet U was daar. U het ons beskerm, want U gee om vir ons. Here, terwyl ons daarvoor dankie sê vanoggend, vra ons ook dat U ons verder sal help met wat ons ook al mee besig is. Here, dis so maklik om te vergeet dat U daar is wanneer ons besig raak. Lei ons Here om U te onthou in ons besige tye, in ons slegte tye, ook in ons goeie tye. Here, ons bid vanoggend vir almal wat op ons gebedslys verskyn, dat U ook sal intree, Here, en dat U sal regmaak waar iets dalk skeef loop. Dankie Here ook dat U vir Petrus so goed laat herstel het. Help hom ook met sy verdere herstel. Here, ons het die afgelope week en spesifiek ook vanoggend weer gehoor oor verslegting in die wêreldvrede. Here, ons bid vir die oorlog in die Midde-Ooste, vir almal wat daardeur geraak word. Dit gaan nie effek op ons ook hê, Here, en uiteindelik kan ons maar net vra, Vader, gee vrede. Gee vir almal hierdie gesindheid dat ons nie nodig het om mekaar dood te maak nie, maar dat ons sal praat en mekaar sal probeer vind. Wat vanoggend betref, Here, praat weer met ons deur die woord en deur die Gees. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit Filippense 3 van vers 7 tot vers 18. Nou, hierdie gedeelte in Filippense, die eerste paar verse, vertel, hy gee eintlik maar so 'n beeld oor sy lewe van waar hy was. Hy gee sy agtergrond waar hy vir ons sê, hy is ook besny, hy kom van die Joodse geloof, hy was 'n Fariseer, hy het die kerk vervolg, en hy was baie ywerig in sy vervolging van die kerk. En dan hier van vers 7 af, vertel hy vir ons, wat het alles begin gebeur, nadat hy die Here ontmoet het. En dit is die gedeelte wat ek dan vir ons gaan lees vanaf vers 7. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken.
Terwille van hom het alles vir my in verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, en die verbondenheid met sy lyding deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers en susters, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Broers, volg dan my voorbeeld, en dit op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Want baie, van wie ek dit dikwels vir julle gesê het, en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Spesifiek vers 17, broers, wees dan my voorbeeld. Ons het verlede week gesels oor geestelike groei, oor hoekom dit nodig is, hoe ons dit kan inoefen, en watter struikelblokke ons moontlik kan ervaar. En vanoggend wil ek spesifiek met u praat oor 'n aspek van geestelike groei, en dit is die voorbeeld wat ons stel as kinders van die Here. En terwyl ons gaan gesels oor ons voorbeeld, net 'n kantaantekening. Weet jy, wanneer 'n mens die woord bedien, dan praat mens met die wat voor jou sit, jou gehoor. Maar baie belangrik, die bedienaar praat ook met homself. Weet jy, die voorbeeld wat ek stel as 'n kind van die Here, is my persoonlik met tye nogal 'n uitdaging. Ek betrap myself gereeld dat ek vir myself sê, dit wat jy nou gedoen het, hierdie optrede van jou nou, pas nie by jou belydenis nie. En daarom as ek vanoggend met u hierdie gedagtes deel oor ons as geloofsvoorbeelde, dan deel ek daardie gedagtes ook met myself. So verbeel u, ek sit daar saam in die banke, saam met u, en ek luister na wat die woord van die Here vir ons sê oor hierdie onderwerp. Paulus sê in vers 17 van die gedeelte wat ons saam gelees het, volg dan my voorbeeld. Die woord wat hier vir voorbeeld gebruik word, kan ook vertaal word as wees my nabootser. Volg my voorbeeld, boots my na. En een ding wat daarop opval as ons vers 17 lees, Paulus gee 'n ongekwalifiseerde opdrag. Volg my voorbeeld. Hy kwalifiseer dit nie deur te sê, boots my na as dit goed gaan of wanneer dit sleg gaan nie. Of stel 'n voorbeeld terwyl jy by die kerk betrokke is, maar dis nie verpligtend by jou werksplek nie. Nee, Paulus in die vorige verse verwys na sy eie geloofspad van geestelike groei, en dan verwys hy na sy voorbeeld wat gevolg moet word, ongeag waarmee hy besig was of wat hy teëgekom het op sy pad van geloofsgroei. Die vraag wat ek vanoggend aan u stel, en baie beslis aan myself, het ek as 'n kind van die Here die vrymoedigheid om in my gemeenskap, binne my werksverband, op sosiale vlak, het ek die vrymoedigheid om te sê, vir wie ook al wil luister, volg my voorbeeld. Het ek daardie vrymoedigheid? Kan ek sê, julle kan my gerus maar naboots? Is ek bereid om dit selfs te sê in die kleinste gemeenskapsverband, in my gesin? Of is ek versigtig vir die wenkbroue wat dalk gaan lig? Vir iemand wat die sommetjie gemaak tussen wat ek sê en wat ek doen, en dan uitvind die twee getalle is nie gelyk nie. My sê en my doen is nie dieselfde nie.
Want vanoggend wil ek juist met u praat oor wat ek sê en wat ek doen. Paulus se opdrag om sy voorbeeld te volg opstellings wat Jesus reeds in Matteus 5 gemaak het. Julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Met hierdie twee stellings verwys Jesus na ons optrede, na ons gedrag en ons getuienis. Let op dat die woord wat Jesus hier gebruik is julle is. Vir Jesus is die noodwendige gevolg van ons kind wees van hom, dat ons sout vir die aarde en die lig vir die wêreld is. Dis nie iets wat eers eendag sal gebeur nie. Dit moet nou reeds by my aanwesig wees. Ons sal nou weer daaroor gesels. So hoe volg ek dus Paulus se voorbeeld? Ek volg dit reeds hier, nou met my gedrag en getuienis. My getuienis om iets te sê van my verhouding met God. Kom ek verwys eers na my getuienis. Hoe kan ons nie anders as om oor God te wil getuig nie? As ons met hom in aanraking was, wil ons praat daaroor. Ons lees in Lukas 8 van die besetene wat deur Jesus bevry is, en dan lees ons spesifiek in vers 39. Hy het dwars deur die dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Of wat van die blinde wat genees is, waarvan ons lees in Lukas 18. Vers 34 sê, hierdie blinde wat genees is, het Jesus gevolg en God geprys. Ek wonder net soms tot watter mate ons dalk verleef voel om met ander te praat oor die Here. Tot watter mate ons versigtig is vir die reaksie van die met wie ek praat. Ek wonder hoe dikwels praat ons oor ons verhouding met die Here. Ek weet dat dit vir my maklik is om oor my verhouding met die Here te praat as ons saam is by die Bybelstudie. Dis mense wat ek ken, dis mense saam ek wie ek al 'n pad geloop het. Maar onder ander omstandighede, by die werk, ja, dit gebeur, maar nie so maklik en met soveel vrymoedigheid nie. Jesus verwag egter van ons om sy ligdraers, sy getuies te wees. Matteus 5 vers 14 sê immers, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dus, ek en u kan nie geheime agente van ons geloof wees nie. Ons kan nie stil bly oor ons kind wees van die Here en net af en toe ons kop uitsteek wanneer ons voel die omgewing is nou veilig vir ons om iets te sê oor ons verbintenis met die Here nie. Getuienis is natuurlik 'n geloofsgewoonte. En 'n geloofsgewoonte is iets wat geoefen kan word. As ek dan nou verleë of skaam voel, versigtig is om oor die Here te praat, waar kan ek begin om 'n lig te wees wat nie wegkruip onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander om vir almal lig te gee, soos ons lees in Matteus 5. Ons kan begin net daar waar ons is, in ons eie klein hoekie. Kom ek gee 'n pragtige voorbeeld. Ons lees in 2 Konings 5 van Naaman, die bevelvoerder van die Arameese koning se leer, en 'n baie gesiene man. Hy het egter veldsiekte gehad en hy is daarom as 'n onrein persoon geag. En in sy huishouding was daar 'n klein dogtertjie. Sy was deur een van die Arameese roofbendes uit Israel ontvoer en sy was in diens van Naaman se vrou. En toe sy hoor van Naaman se probleem, toe sê sy van Naaman se vrou, as meneer Naaman maar net voor die profeet kon verskyn wat in Samaria is, sal hy hom van sy velsiekte verlos. Ons lees dan verder in hierdie hoofstuk hoe Naaman Elisa besoek het en genees is van sy siekte. Maar dink jy dit net in? 'n weerlose slawe meisie, sonder enige aansien, sonder enige regte, getuig oor iemand wat sy van geweet het, sodat haar meester nie net genees word nie, maar uiteindelik ook God eer deur te sê in vers 15, kyk, ek besef nou dat daar geen God in die hele wêreld is nie.
behalwe in Israel. Dit is wat daardie klein meisiekie reg gekry het, deur een opmerking. En dit bring my terug by die vraag, waar begin ek getuig oor die Here en my verhouding met hom? Net daar waar ek is, onder my huidige omstandighede, in my gesin, in my vriendekring, by die Bybelstudiebyeenkoms, dalk op 'n klein skaal, aanvanklik, maar later in 'n wyeer kring, soos wat ons vrymoedigheid toeneem. Dit bring ons by die vraag nou, waaroor getuig ons? Ons kan natuurlik net getuig oor wat ons self weet en wat ons self beleef het. Hierdie meisie in 'n Naaman se huis het jy waarskynlik nooit vir Elisa persoonlik ontmoet nie. Sy het wel geweet van hom en kon daarom getuig oor waartoe hy in staat is. Die van u wat al in hof moes getuig, sal weet dat van u verwag word om net te getuig oor dit wat u eerstehands ervaar het en wat u met u sintuie waargeneem het. Wat u gesien en wat u gehoor het, wat u gewaarwording was van wat gebeur het en waaroor u nou getuig. Ek getuig nie oor wat ander mense gesien en gehoor het. As ek daaroor getuig, is dit letterlik hoorsê getuienis en dit word nie maklik deur hof aanvaar nie. Nou wanneer ons oor die Here getuig, geld dieselfde. Uiteindelik kan ek net getuig oor wat ek self ervaar in my omgang met die Here en wat ek gesien het hy in my en in ander gelowiges se lewe doen. Dit bring my by ons optrede. Jesus verwag nie van ons om net getuies te wees nie, maar ook dat ons optrede 'n bewys sal wees van ons nuwe lewe in hom. Daarom verwys hy ook na ons as die sout vir die aarde. Sout in die antieke tyd was gebruik vir medisinale doeleindes. Dit is ook gebruik om te verhoed dat kos bederf en om smaak te gee aan kos. In die moderne tydvak lê die waarde van sout hoofsaaklik daarin om smaak te gee. Of dit nou die antieke tyd of die moderne era is, een gebruik van sout het dieselfde gebly. En dit is om smaak te gee. Kos bring meer dieselfde nadat dit in aanraking met sout was nie. Wat sê Jesus dus in effek vir ons wanneer hy na ons verwys as die sout vir die aarde? Jesus verwag dat wanneer iemand met my as 'n kind van die Here in aanraking kom, dat daardie persoon na die tyd nie meer dieselfde persoon sal wees nie. So sout in effek het op kos, so moet my kind wees van die Here 'n effek hê op ander. Dit moet 'n verskil maak. Kom ons dink prakties daaroor. Hoe kan ek vorder van woorde oor my verhouding met die Here na dade wat van hierdie verhouding getuig? Hoe kan ek 'n positiewe effek hê op ander? En weer eens, hier is nie vae of vreemde beginsels nie. Jy doen dit heel waarskynlik al reeds. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. 'n Tipiese voorbeeld is om soos iemand te wees wat 'n oor het vir 'n vriend of 'n kollega. Om daardie persoon te wees waar iemand net kan gaan afpak as sy hartseer te veel raak, of as die vermoeienis van kop bo water hou, al die energie uit iemand neem, of wanneer die woede in iemand opbou tot kort diskant pofpunt. Nou is die vraag, hoe kan my blote teenwoordigheid as 'n kind van die Here 'n effek hê op daardie persoon, sodat daardie een wat van my af wegstap anders is as die een wat na my toe aangestap het? Deur net daar te wees, deur net te luister. En wanneer ek die persoon bemoedig uit die woord van die Here, nie noodwendig baie woorde te gebruik nie, want baie praat maak die luister minder. Ek is seker u het al die ervaring gehad dat iemand vir u gesê het, dat iemand vir u dankie gesê het, dat u daar was, toe hy of sy u nodig gehad het. En as u al so 'n ervaring gehad het, dan was u die sout vir die aarde op daardie oomblik. U kan sekerlik uit die eie lewe nog voorbeelde
dink wat u kan toepas hier, maar kom ek gee vir u nog een. Wouter haal gereeld aan, en terecht so, dat die feit dat ons voertuie vandag buite hierdie kerk staan, en mense van buite af dit sien, 'n getuienis is van my verhouding met die Here. Ek sou immers tog nie vandag hier gewees het, as ek nie 'n kind van die Here was, en om hier saam met ander kinders van die Here wil kom dien nie. Alternatiefelik, ek sou tog nie hier gewees het, as ek nie na die Here soek, en hier is om te luister na die evangelie wat vir my beskikbaar is nie. Net soos my kerk toe gaan, net soos my optrede teenoor my gesin, my kollegas, my vriende, net soos my optrede teenoor die mense wat gereken word as die met minder aansien wat op die sypaadjies slaap. Net soos my optrede teenoor hulle, 'n stille getuienis van my kind wees van die Here. Sonder dat ek 'n woord hoef te sê, getuig my optrede van wie ek is in Christus. En hier wil ek 2 opmerkings aanhaal wat aan Franciscus van Assisi toegedig word. Hy het gesê, verkondig die evangelie oral en altyd, en indien dit nodig is, gebruik woorde. Luister mooi. Verkondig die evangelie, gee jou getuienis oral en altyd, en as dit nodig is, gebruik woorde. Want woorde is nie altyd nodig vir 'n getuienis nie. My optrede is deel van my getuienis. En die tweede opmerking sal jy goed ken. Die dade wat jy doen, mag dalk die enigste preek wees wat sommige mense sal hoor vandag. Jy ken daardie een. Hierin leer hy egter ook 'n waarskuwing vir ons. Die spoed waarteen lig beweeg, is baie vinniger as die spoed waarteen klank beweeg. Dis immers hoekom jy eers die weerlig sien en dan bietjie later die donderslag hoor. Mense daar buite sien my gedrag voordat hulle my getuienis hoor. Daarom wees versigtig dat ons woorde en ons dade nie skeef staan teenoor mekaar nie. Indien nie heeltemal loodreg teenoor mekaar nie. Want dit is op daardie punt wat ons gedrag, ons getuienis ondermyn. Laat my optrede en my getuienis dis altyd aan pas wees met mekaar. Ek sluit af. Paulus se oproep is baie duidelik, volg my voorbeeld. Net so is Jesus se stellings oor u en ek wat sê ons is sy kinders, net so is sy stellings eweens kort en kragtig. Julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. Ons uitdaging is om sigbaar uiting te gee aan. Deur ons getuienis, deur ons optrede, terwyl ons daarteen moet waak dat my gedrag nie my getuienis ongedaan maak nie, maar dat my gedrag en my getuienis mekaar aanvul. Laat ons dus leef in die woorde van Efesiërs 5 vers 8 en 15. Ons was vroeër in die duisternis, maar nou in die Here is ons lig. Laat ons daarom sorgvuldig let op hoe ons leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyse mense. Amen. Here, waar ons met ons mond bely dat U ons koning is, laat ons voete ons nie neem na plekke waar ons U verloon nie. Laat ons hande nie dinge doen wat ons getuienis afbreek nie. Lei ons, Here, om soos wyse mense op te tree. Mense wat met een aanraking was en daarom nie anders kan as om te praat oor U en te doen wat U wil hê ons moet doen nie. Lei ons, Here, om daarin ook 'n voorbeeld te wees vir almal wat ons teekom. Amen. Ons gaan nou die offergawes opneem. Die lied wat gaan speel is so, skat ek so 2 minute, so weer eens kom ons luister die lied klaar. U sal nou al weet watter gunsteling instrument daar gespeel gaan word. Dankie.